Goeiemôre gemeente. Baie welkom in die kerk. Kan ek vir julle asseblief 'n groot guns vra? Dominee Pieter het vir ons gevra, hy sê omdat hy graag wil hê ons moet almal in hierdie 2 blokke sit, gaan dit vir hom baie help dat hy nie van daar af moet kyk tot en met daar waar daar byvoorbeeld net 2 mense sit nie. Sorry Elsie. Dan praat ons net uit hierdie, dan praat hy net met hierdie 2 blokke se mense asseblief. Dit sal hom baie help. As julle net dan almal so sal skuif na die middelste 2 blokke toe. Baie dankie. Jammer vir die ongerief. Die deurkollekte gaan vandag vir Bybelverspreiding. Kan ek asseblief vir julle vra dat ons gaan net 'n deurkollekte hou by hierdie linkerkantste deur. Ek wys na die linkerkantste deur toe of almal net daar sal uitgaan. Ons het nie baie kerkraadslede vanoggend hier nie. Ons is net 2 wat gaan kollekteer en dan het ons net 1 persoon by die deur en dit gaan hierdie deur wees as jy enige deurkollekte vir Bybelverspreiding wil gee asseblief. Dan die oujaarsdiens is 1800 uur hier in ons gemeente 6 uur, dan woensdag aand. Net 'n nota daarvan maak asseblief. Dominee Jacques gaan die diens lei en dan Dominee Jacques is verlof tot die 6de indien daar enige probleme is. Kontak asseblief, u kan hom 'n boodskap los op sy selfoon en dan ook die kerkkantoor, ons kerkkantoor is gesluit tot die 1ste, hy maak weer die 2de oop indien daar enige vrae is en so. En dan die nuwe intrekkers wat hier miskien sal wees, baie welkom by ons gemeente. As die kerkkantoor oopgemaak het, dan kan u vorms daar gaan haal en invul en ons hoop dat julle 'n wonderlike diens sal hoor. Dominee Pieter Loudens is van die oog af en hy gaan vanoggend se diens vir ons lei en ons wil graag hom verwelkom hier by ons, oom Pieter. Baie welkom. Oom Pieter het 'n ongelooflike geheue. Ek kan hom nie onthou nie. En hy sê vir my, ek ken jou, ek weet wat het jy, wat 'n besigheid het jy en jy het laas keer ook die afkondigings gedoen toe ek in hierdie gemeente was. Dit wil sê hy is my 'n trappie voor, hoor. En baie welkom en 'n geseënde preek vir u en mag die Here agter u staan. Baie dankie. Broers en susters, nee, dit help my ook. My oë is geweldig ligsensitief en ek kan julle amper nie sien met daai lig wat van agteraf deurskyn nie. So dit is ook een van die redes waarom ek hom gevra het, laat die mense net so 'n bietjie bymekaar sit, dit gaan my baie help. Baie dankie dat julle gewillig was om dit te doen, ek waardeer dit werklik waar. Ons gaan met die diens begin deur so vir 'n paar oomblikke net stil te word. Ons oë te sluit, stil te word en vir die Here te vra dat hy ons harte sal instel vir die woord, vir sy woord wat ons gaan verkondig. Kom ons word stil so vir 'n paar oomblikke. Aan U, o Here, aan U behoort die heerlikheid en die krag. Nou in hierdie oomblik en ook in die ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ons gaan 'n lied saam sing. Ons doen dit maar gewoonlik staande. En as ons klaar is met die lied, dan kan julle weer gaan sit. Lied 491. Ernst, is hier nou 'n kinkel in die kabel.
Daar sê, dit lyk vir my werk nou. Ons skriflesing kom uit 1 Petrus 5. As julle 'n Bybel het, dan wil ek aanbeveel dat julle die Bybel oopmaak en dan hou dit oop by daai skrifgedeelte, want ek gaan so stap vir stap deur ons teks werk vanmôre. 1 Petrus 5 van vers 5 tot 11. Maar voordat ons lees, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Here onse God, U het ons gebring tot hier, die einde van 2025, amper die einde, Here. Baie dankie dat ons kan weet U was getrou, U was genadig, U hart was nog altyd vol liefde vir die kinders, vir die kerk. En dat ons kan weet dat wanneer ons 'n nuwe jaar ingaan binnekort, 2026, dat U dieselfde gaan wees, dat U steeds getrou sal wees, dat U steeds sal omgee, en dat ons U steeds kan vertrou. En waar ons nou die Bybel oopgemaak het, wil ons vra, Here Jesus, sal U soos destyds saam met U disippels weer eens vanmôre die brood van U woord kom breek en kom voed ons hongersiele daarmee. Ons vertrou U ook dat U deur die Heilige Gees hierdie woord sal gebruik. Nie net om ons te versadig nie, maar ook om ons toe te rus vir die diens waartoe U ons as gelowiges roep, elkeen van ons. En dankie dat ons dit kan bid in die naam wat bo elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. 1 Petrus 5 vanaf vers 5. Net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Daarom, en dit is nou ons teks vers 6 en 7, daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog. Deur al julle bekommernis op hom te werp, want hy gee om vir julle. Wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan. Standvastig in die geloof, in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig, aan hom die krag tot in ewigheid. Amen. Ek gaan ons teks se woorde herhaal. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Mens kan dit ook so lees.
Verneder julle onder die kragtige hand van God deur al julle bekommernisse op hom te werk, want hy gee om vir julle. Nou, ek wil graag ons teks laat spreek met die volgende indeling. Ek het hier 4 punte. Die eerste gedagte is die kragtige hand van God. Die tweede een is, hoe raak sy kragtige hand ons elke dag se lewe? En dan in die derde plek, die hand van die teenstander, vers 8 en 9. Die vierde ene, beloftes waarop ons kan hoop vir die toekoms, en ook vir die nuwe jaar wat op hande is. Die kragtige hand van God. Hoe moet ons dit verstaan? In die Bybel kry ons op baie plekke, in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, 'n beskrywing van hoe God werk met mense. Hoe tree hy op? En ons sien dat hy beskrywe word as iemand, as 'n God met 'n kragtige hand. 'n mens lewe as het ware met jou hande in 'n groot mate. Jy doen dinge met jou hande. Jy kan iemand aanval met jou hande en jy kan weerstand bied met jou hande. En so is God ook. Hy word beskrywe as die een wat sy dade uitvoer met sy hand. God word vergelyk met iemand met 'n baie sterk regterhand. Met sy kragtige hand kan God vernietig, hy kan straf, hy kan leiding gee, hy kan tugtig, maar dieselfde hand is 'n genadige hand. Die hand waarmee God red, die hand waarmee hy herstel, die hand waarmee hy versorg en voorsien. Die eerste voorbeeld wat ek in die Bybel wil aandui, is wanneer God sy volk uit Egipte, uit die plek van slawerny uitlei. Nou lees ons dat Jeremia praat daarvan, in Jeremia 32, vers 21, wanneer hy sê, U het die volk Israel uit Egipte land gelei, deur tekens en wonders. Julle wat die geskiedenis ken, sal dit weet. Al die tekens en wonders, die 10 plaae, die tekens wat Moses en Aaron voor koning Farao gedoen het, die geweldige tekens waarmee God hulle uitgelei het en in veiligheid gebring het. Tekens en wonders deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm en te midde van groot verskrikkings. As ons dit hoor, dan wil ons bang word vir God. En dit is nie nodig nie, want ons moet dit verstaan. Die groot verskrikkings was nie gerig teen sy volk op daai stadium nie. Dit was gerig teen die Egiptenare, hulle onderdrukkers, hulle was die vyand. En God se sterk regterhand in die groot verskrikkings was juis teen hulle gerig, ten gunste van sy volk. Wanneer hy sy volk terugbring na die ballingskap, is 'n volgende geleentheid waarvan daar sprake is. Hy bring hulle terug uit die suiwering van die ballingskap. Hy het hulle laat wegvoer, nie om hulle te straf in die eerste plek nie, maar om hulle te suiwer, om hulle te leer, dat hulle is afhanklik van hom, en hulle moet afhanklikheid van hom moet hulle belewe, en die afgode wat hulle so maklik gedien het, daarvan moet hulle afsien. Nou sê Esegiel in hoofstuk 20 vers 33,
So seker as wat ek leef, is die uitspraak van my Heer, die Here. Hier is die 2020 vertaling se woorde. Ek sal met 'n sterk hand, met 'n uitgestrekte arm en met woede wat uitgestort word oor julle regeer. Nou hoor ons weer woede wat uitgestort word. En dit is nie gerig teen sy volk nie. Is gerig teen die afgode wat sy volk gedien het. Dis waarteen sy woede was. As hy hulle terugbring, dan bring hy hulle terug met genade en met liefde, en beloof hy opnuut weer hulle, om hulle te versorg en hulle te beskerm en met hulle te wees. Die kragtige hand van God laat ons iets raak sien van God se oormag. Niks of niemand kan voor hom standhou nie. Maar die kragtige hand van God is ook 'n aanduiding van sy genade en sy liefdevolle hulp. Daarom kan iemand na hom toe gaan met 'n versoek, met 'n gebed. En dit is wat Jakob doen, toe hy daar by die Jabokrivier die ervaring gehad het, dat hy worstel met 'n man, dwars deur die nag. En hy het daar tot God gebid, en gesê, red my asseblief uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom. En God het sy gebed verhoor. In Jesaja 59 vers 1 sê die Here, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie. Sy oor is nie hardhorend, sodat hy nie kan hoor nie. En dan die laaste gedeelte waarin ons in Openbaring 1, die verheerlikte Jesus Christus, waar hy in Johannes verskyn, en Johannes eenvoudig op die grond neerval, toe hy hom sien. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ons moet 'n beskrywing van hoe God optree met sy hand, of met sy regterhand en uitgestrekte arm, moet ons verstaan, sodat ons dit van toepassing kan maak op ons eie lewens. Maar hoe raak dit ons elke dag? Tweede punt. Nou sê Petrus, verneder julle onder die kragtige hand van God. Onderwerp jou aan hierdie liefdevolle hand van God. As jy glo dat God sy hand op jou gelê het, dis hoe ek opereer. Voortdurend is ek onder die indruk dat ergens in my lewe het God sy hand op my gesit. En ek kan nie vrykom daarvan nie, en ek wil nie vrykom van sy hand nie. Want dit is sy hand wat my hele lewe sinvol maak. Dis sy hand wat my versorg, my en my familie. Daarom waardeer ek dit. As jy deur die geloof in die greep is van die Hemelse Vader, gee jouself oor aan sy greep. Geheel en al. Aanvaar sy heerskappy in jou lewe. Veral soos wat hy in die Here Jesus Christus regeer in jou lewe. Met sy liefde. Die Here wil ons daaraan herinner vanmôre dat net soos wat sy kragtige hand sigbaar is in die hele geskiedenis van die Ou Testament, in die hele geskiedenis van Israel, van sy volk, soveel te meer in die Here Jesus Christus, sy seun.
Hy wat self gesê het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. God se almag word 'n sigbare werklikheid in die Here Jesus Christus. Want in Christus het God vlees geword, het hy 'n mens geword. Sigbaar, hoorbaar, tasbaar, sodat ons in die Here Jesus Christus God se hand kan beleef en kan sien op 'n baie spesiale en 'n besondere manier. God se almag word sigbaar in die Here Jesus. En in die hand van Jesus word ons as gelowiges, word ons as kerk, volgens vers 10, word ons herstel, heel gemaak. Herstel van die letsels en die merke wat die sonde op ons lewens laat. Word ons herstel, word ons bemagtig om in diens van die Here te wees. Hoef jy nie jou eie krag te gebruik nie. Hy bemagtig jou deur die Heilige Gees. Ons word versterk wanneer ons swak is, wanneer ons siek raak, wanneer ons oud raak. Hy versterk ons en hy bewaar ons. Sy hand is 'n hand van bewaring. As God se kinders en as kerk moet ons plek vind in ons verhouding met die Here Jesus Christus. En hier onder sy kragtige hand, die kragtige hand van God, vind ons juis ons plek. Dis hoe ek dit beleef in my lewe. Ek het my plek daar gevind. Dit sê vir my alles. Dis vir my genoeg. Ek het niks meer nodig nie. Micha 6 vers 8 sê die profeet, om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys, en om nederig, kom dit weer voor. Petrus sê, onderwerp julle in nederigheid aan die kragtige hand van God, en nie sê hy ook, om nederig die pad saam met ons God te loop. Ons het in vers 5 gesien, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederiges gee hy genade. En ja, daarom roep God ons ook deur hierdie skrywe van Petrus om nie net onsself in nederigheid te onderwerp aan die hand van God nie, maar ook om ons met die nederigheid te beklee teenoor mekaar. Beklee julle met nederigheid, sê hy in vers 5. Met ander woorde, trek nederigheid aan soos klere. Wat se soort klere sou julle dink, het hy hier in gedagte? 'n Pak klere, 'n hemp en 'n das, 'n broek en 'n rok? Nee. Voorskoot. 'n Voorskoot is die klere waarmee mense dien. En ook mekaar dien. Dis die prentjie wat ons hier moet oproep voor ons oë, wanneer ons dit lees. Gelowiges, lede van die liggaam van Christus, soos julle hier, wat mekaar dien met nederigheid. Broers en susters, dis juist wanneer ons God se kragtige hand ervaar, as 'n hand van genade en liefde in Christus, waar ons vry raak van onsself. Vry raak met van die beheptheid met ons eie lewe. Ons eie versorging, die soeke na vervulling van jou begeertes, jou eie begeertes. Maar nee,
hoe groter waardering ons het vir die hand van Christus, en hoe meer ons vervul word met sy gees, hoe meer raak ons vry van onsself om ander te dien. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 17, die Here is die gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid. Vryheid van onsself. Vryheid van ons sondigheid, ons sondige natuur. Ons dink baie keer dat nederigheid te maak met 'n soort lewensverhouding van die armsaliges, né? Dis hulle wat nederig is en nederig moet wees. Nee. Dis juist nie 'n lewenshouding van swakkes nie, maar van sterkes. Want dit kos moed en krag om jouself prys te gee om ander te dien. Dit kos moed om jouself te verloon. Is nie maklik nie. Daarvoor het mens die kragtige hand van die Here in jou lewe nodig. 'n verdere implikasie van om onder die kragtige hand van God te lewe is wat ons lees in vers 7. Deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Ons moet nie net vry raak van onsself sodat ons ander kan dien nie, maar ons moet ook vry raak van al die onderdrukkende bekommernisse en die spookagtige vrese wat ons het, veral met die oog op die toekoms. Wat wag vir ons? Dit is ons bekommernis. Dis waaroor ons besorgd is. Ons dra soms baie swaar aan ons kommer. Wat beteken dit om jou bekommernis op God te werp? Dit beteken, ons moet God vertrou dat hy voorsien. Dat hy die voorsiener is. Hy is die voorsiener. Jy kan sê, nee, ek voorsien vir my familie, want ek werk. Jy moet dit in die regte perspektief sien. God voorsien steeds vir jou, dat jy werk het, en dat jy gesondheid het om te kan werk, en dat jy krag het om te kan werk. Die plaasboere sê ons bestuur die broodmandjie van Suid-Afrika. Dit is so. Maar 'n plaasboer wat onder die indruk verkeer dat hy is die hoofvoorsiener, maak 'n groot fout. Gelukkig hoor 'n mens die getuienis dat die meeste plaasboere verklaar hulle afhanklikheid van God se voorsiening, want dit is hy wat reën gee vir die grond. Dit is hy wat sonskyn gee, sodat die plante kan groei. Wetenskaplikes verskil daarvan. Hulle sal sê, man, julle bid verniet vir reën. Daar is 'n geskape siklus in die natuur. Daar is siklusse van droogte en daar is siklusse van baie reën. Glo die El Niño en die La Nina storie. Want dit verklaar die siklusse in die natuur. Die Bybel leer vir ons, en ek glo in die Bybel, dat God kan reën gee op 'n tyd wat mense dit nooit verwag nie. Hy het dit gedoen in die tye van sy volk, en hy doen dit vandag nog. As mense bid vir reën, dan
beantwoord God hulle gebede en hy gee vir hulle reën. Daar is baie getuienisse daaroor en ons kan dit maar glo. God is die een wat voorsien en dit is juis ongeloof en hoogmoed wat dat 'n mens sy eie las wil dra. En daarin lê die diepte van die sonde, broers en susters. Ons vertrou nie in die voorsienigheid van God nie, maar ons vertrou in die voorsienigheid van die mens. Geloof in die voorsienigheid van God. Geloof dat God is die een wat sorg vir ons. Dis nie 'n illusie nie. Dis nie 'n droom nie. Dis werklikheid. Dis ware geloof, dis werklike geloof hierdie wat 'n mens vry maak om te kan leef. En dis Jesus self wat vir ons leer. Matteus 6, julle ken dit baie goed. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor julle lewe. Oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink of oor julle liggame wat julle sal aantrek nie. Moet julle nie bekommer oor julle lewe of oor julle liggame nie. Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie en hulle versamel nie in skure nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. En is julle nie meer werd as hulle nie? Psalm 55 vers 23. Werp jou las op die Here. Hy sal jou versorg. Hy sal nooit toelaat dat die regverdige wankel nie. Dit help ons om te sien hoe is God se hand van toepassing op ons elke dag se lewe. En hoe moet ons in die geloof daarop reageer? Deur in nederigheid onsself te onderwerp aan sy heerskappy. Want sy heerskappy is nie hard en ongenaakbaar nie. Sy heerskappy oor sy kinders is altyd met liefde. Maar nou ja, daar is ook die hand van die teenstander. Vers 8, wees nugter, wees waaksaam, sê hy. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan. Standvastig in die geloof. In die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Die teenstander is daar en sy teiken is die gelowiges, is God se kinders. Hy bekommer hom nie vreeslik oor die ongelowiges nie, want hulle is verblind en reeds in sy mag. Die teenstander is die Griekse woord word vertaal met of teenstander of met aanklaer. In hierdie geval is die teenstander is vyand. Maar ons sien dat toe hy vir Job by God wou aankla, was hy die aanklaer gewees. Dit is soos in 'n hofstryd, daar's 'n aanklaer en dit is wat hy teenoor Job voor God wou doen. Maar later word hy die verleier, die versoeker wat die mens weglok van God se redding en verlossing in die Here Jesus. Ek sal altyd probeer om die evangelie aan te tas, dit 'n bietjie te verdraai, sodat mense mislei moet word. Hy vertel mense op 'n baie slinkse wyse dat hulle moet tog nie glo dat hy regtig bestaan nie. Het julle dit al gehoor? Dominees wat dit sê. Dominees in die NG Kerk. Daar is nie so iets soos 'n persoonlike duiwel nie. Van daar af is dit maklik om mense ook te laat twyfel in die waarheid van God se woord.
en wat hulle twyfel in God se bestaan. Dis die volgende tree. Ons moet eers twyfel dat hy regtig daar is, en dan is dit maklik om mense ook te laat twyfel aan die waarheid van God se woord en die waarheid van God se bestaan. Broers en susters, kies vandag, eens en vir altyd, om jou te onderwerp aan die kragtige hand van God, en om onvoorwaardelik te glo, dat God is 'n werklikheid. Sy seun Jesus Christus lewe. Die Heilige Gees is daar om ons juis te wys na Christus toe. Te wys na God wat waarlik geskep het in 6 dae deur sy woord. Dis nie evolusie nie. God kan 'n woord spreek en dit wat nie bestaan nie, kom tevoorskyn. As hy dit nie kan doen nie, is hy nie God nie. Nie in my oë nie. Maar as dit is hoe hy geskep het, dan onderwerp ek myself aan sy kragtige hand. Dan is ek trots om 'n God te dien soos hy. Paulus beskryf die duiwel as 'n brullende leeu. Die vyand van die evangelie. Die bose mag agter die vervolging van die Christene. In Petrus se tyd was dit so. Die Christene is vervolg, hulle het gelei. Dit is hoekom hy hierdie dinge aan hulle skrywe. In vers 9. Hulle lyding wat gedeel word deur alle gelowiges wêreldwyd. Het is moontlik dat Petrus, wat vermoedelik in Rome was, het juis gedink aan die leeu's wat keiser Nero losgelaat het op die Christene in die arenas tot vermaak van die heidene. Daarom waarsku hy Petrus. Hy waarsku ons as Christene dat ons waaksaam moet wees en nugter moet wees, sodat ons die vyand kan raak sien en hom kan weerstaan. Hoe weerstaan 'n mens die duiwel? Daar is mense wat dink jy moet 'n gesprek tree met die duiwel, dan moet jy sê, duiwel, ek weerstaan jou. Dit beteken niks, broers en susters. Dit beteken niks. En dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die duiwel lag vir so 'n mens. Ons stryd teen Satan is om nie toe te gee aan sy verleiding nie. Dis waar ons moet teestaan. Om teen hom te stryd deur positief en bewustelik onder die kragtige hand van God te lewe. Dis waar ons veiligheid vind, onder die kragtige hand van God. God se kragtige hand is die hand van oorwinning oor die bose. Dit is die hand van 'n herder, wat sy skape versorg, en wat vir hulle omgee. Dit is die hand wat ons toerus met die wapens van die geloof, Efesiërs 6. Vind jou sterkte in die Here, en in sy geweldige krag, sê Paulus daar. Trek die volle wapenrusting aan, wat God vir jou gee, sodat jy staande kan bly teen die listigheid van die duiwel. Want hy sê, vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim, in die lig. Die wapens van die geloof, daar is 6 van hulle, wat hy daar noem. Waarheid. Praat die waarheid, leef die waarheid. Vermy die leuen.
Die waarheid sal jou in staat stel om die leuen te identifiseer. Veral vandag in die sosiale media. Julle sal dit weet. Daar's soveel verleiding, soveel leuns, soveel nagemaakte onegtheid. Die tweede een is geregtigheid. Dit is die borsharnas van geregtigheid. Gordel van die waarheid, borsharnas van geregtigheid. Ek is nie geregverdig voor God deur myself of my eie krag of my eie goedheid nie. Maar ek is geregverdig op grond van die soensverdienste van Jesus Christus. Hy is my geregtigheid. Ek staan daarin vas. Geloof, die helm van die borsharnas van geloof. Ons vertrou hom dat God praat die waarheid. Hy is wie hy sê hy is. En as hy sê hy is die God met die sterke hand, die kragtige hand, dan onderwerp ek myself in geloof daaraan. Die skoene bereidheid met die verkondiging van die evangelie. Is jy skaam om die naam van Jesus te bely voor mense? Vra die Here om jou te help om oor dit te kom. Ons kan ons nie skaam vir ons verlossing nie. Nooit nie. Die ongelowige wêreld gaan jou dalk skeef aankyk. Maar ons kan nie, ons moet bereid wees om die evangelie nie net te leef nie, maar ook daaroor te getuig. Die helm van verlossing. Ek is verlos. En ek word elke dag meer en meer verlos van my eie sonde. Die Here maak ons vry deur sy verlossing van die mag van die sonde. Die swaard van die Gees is die woord van God. Die woord van God is lewend en kragtig, dis skerper as enige tweesnydende swaard. Ons kan dit vertrou, die krag van God se woord, die verkondiging daarvan. Julle moet voortdurend in julle gebedslys Dominee Jacques se naam opskrywe en bid dat wanneer hy die woord van God verkondig, dit in waarheid en met krag sal wees. Altyd. Moenie vergeet om vir hom te bid, juis hiervoor nie. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sê Paulus, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staande kan bly. Sal nie val nie, want ons staan nie in ons eie krag nie. Dan beloftes waarop ons kan hoop vir die toekoms, en dit is nou met die oog ook op die nuwe jaar wat oor 2 of 3 dae aanbreek. Vers 10. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal God van alle genade wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Aan hom die krag tot in ewigheid. Vers 11. Hy sal dit doen. Ons weet nie wat hou 2016 vir ons in nie. Ons weet nie. 26, waar is ek nou met 2016? 2026. Wat gaan gebeur met die wêreld? Wat gaan gebeur met ons land? Wat gaan gebeur met in die proses van aardverwarming? Dis goeters wat mense lees en hulle raak bekommerd daaroor, as hulle daaroor dink. Is ons dalk op pad na 'n derde wêreldoorlog? Dis ook 'n moontlikheid wat mense oorweeg. En die ekonomie wat so swak is, en wat van die ouderdom en die kwale? Wat gaan van my word as 'n ou mens?
Is 2026 dalk jou sterfjaar? Soos 'n goeie geesgenoot en vriend van my, wat gister oorlede is. Rudy Brits, ons Bybelstudie groepleier. Is dit dalk my sterfjaar? Jy het nie eens nodig om jouself daaroor te bekommer nie. Nie as jy in die kragtige hand van God is nie. Wat gaan word van ons nageslag? Sit hulle ook in sy hand. Die Here se woord is duidelik. Die God met die kragtige hand is die God van alle genade. Dit staan daar in vers 10. En in ons stryd teen die bose en in ons lyding staan hy nie ver van ons af nie. Julle weet dat Jesus se ander naam is Immanuel. En dit beteken God met ons. Hoe naby met ons? Man, nader as jou asem aan jou. So naby is ons in die Here Jesus Christus. Hy is in Christus saam met ons, midde in ons stryd. Ons stry nie alleen nie, ons moet dit onthou. Ek weet dit, partykeer is mens, as jy baie depressief is en jy is baie siek, dan voel dit soms anders. Maar dan moet jy net met jou verstand die berekening maak. In wie se hand is jy? In die Here Jesus Christus is ons geroep om te deel in sy ewige heerlikheid. Vers 10. Sodat wanneer ons swaar kry, wanneer ons ly aan onsself, wanneer ons sukkel met ons onvolmaaktheid, want ons is nog nie volmaak nie. Wanneer ons dink aan die gebrokenheid van die wêreld rondom ons, hy sal ons herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Dit is die belofte van God in sy woord aan ons. En ons kan daarmee die nuwe jaar ingaan. Ten slotte wil ek 'n gedeelte net lees om jou af te sluit uit Romeine 8 vers 22 en 23, een van die wonderlikste dele in die Nuwe Testament wat Paulus geskrywe het. Hy sê: Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug. Ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, ons sug innerlik. Sug oor die onvolmaaktheid waarin ons moet lewe. Ons sug innerlik terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons suffer in onsself. Ons suffer in ons onvolmaakte liggame. Dan sê hy in vers 31, wat sal ons dan hiervan sê? Dan sê hy, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Dan vers 33. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, hy het opgestaan uit die dood, wat ook aan die regterhand van God sit, wat ook vir ons intree. Jy moet nie die hemelvaart in die posisie waarin die Here Jesus hom nou bevind onderskat nie. Hy het nie opgevaar om weg van ons te gaan nie. Maar hy het opgevaar
om op 'n baie meer spesiale manier, selfs as wat hy was in die teenwoordigheid van die disippels, op 'n meer spesiale, grondige manier vir ons as sy volgelinge, as sy kinders in te tree by die Vader. Hy tree vir ons in. Hy pleit vir ons. As jy struikel in die sonde en jy worstel daarmee omdat jy 'n kind van die Here is. Kinders van God het 'n groter stryd oor hulle sonde as ongelowiges wat glad nie eers daaroor omgee en worry nie. Maar kinders van die Here het 'n stryd met die sonde. En is dan wanneer hy vir die Vader sê, Vader, ek het vir hom, ek het vir haar aan die kruis betaal. Hy of sy is gekoop met my bloed. So tree hy vir ons in, by die Vader. Dit is hoekom ons deur Jesus aan die regterhand van God die Vader op die regte manier moet sien oor wat hy vir ons doen, daar waar hy is. Hy tree vir ons in. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, al die lof en die dank, die aanbidding van ons harte. Heerlik is waar U regeer. Daar waar U is, en hier waar ons is, ons onderwerp onsself aan U kragtige hand. Dankie. Dankie vir U woord, Here. Dankie dat dit ons herinner daaraan dat niemand ons kan ruk uit die hand van ons verlosser nie. Niemand kan ons ruk uit die hand van die Vader nie. Die plek waar ons veiligheid vind, sekerheid vind in die sterk en die kragtige hand van God. Baie dankie dat U ook vir ons voorsien en dat ons in die nuwe jaar wat op hande is, dat ons hierdie jaar kan ingaan terwyl ons vertrou dat U in U getrouheid steeds sal voortgaan met U kragtige beskerming en voorsiening vir ons. Here, ons wil vanmôre ook kom intree vir Dominee Jacques, vir die ouderlinge en die diakens van die gemeente, vir hulle wat leiding neem, vir elke lidmaat, elke man, elke vrou, elke jong mens en kind. Wil bid, Here, dat hulle die ervaring sal hê dat ons nou alreeds deur God se genade kan deel in die heerlikheid van Christus. Ons weet, Here, dat dankbaarheid is 'n gawe wat U in ons harte kom plaas en dat ons dankbare mense kan wees ten spyte en te midde van moeilike omstandighede. Ons is dankbaar, Here, want ons het U en ons het U kragtige hand oor ons, om ons en onder ons. En daarom loof en dank ons U vandag in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Ons kry nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.
Lied 571. Gemeente, ontvang met biddende harte die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.